Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde woensdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag en natuurlik aan God alle eer, lof en heerlikheid wat vir my in staat stel om vir julle te kan bedien met woord. Nou gister het ek bietjie met julle gesels oor genesing, dat genesing soveel meer is as net om siek te wees. Nou vandag wil ek met julle praat oor vertroosting. Nou, wanneer ons hoor iemand is hartseer, iemand het troos nodig, dink ons dadelik, dit is die afsterwe van 'n geliefde. Maar kind van God, het jy geweet, daar is soveel dinge in hierdie lewe, waaroor jy kan hartseer wees. Dit kan wees oor 'n transaksie wat nie uitgewerk het nie. Dit kan wees oor iemand wat jou te nagekom het. Dit kan wees oor die omstandighede waarin jy jouself bevind. Dit kan wees oor iets wat met jou gebeur het. En dit kan ook selfs net wees, jy voel alleen, jy voel eensaam. Daarvoor het jy ook troos nodig. Nou ek wil vandag vir jou bemoedig, dat die enigste plek waar jy kan troos vind, is by ons hemelse Vader. En ek gaan vir julle 'n vers gee, wat ek wil hê julle moet aan vasthou. En dis een van baie. Matteus 5 vers 4, ons almal ken hom. Geseënd is die wat troos nodig het, want hulle sal vertroos word. Nou, praat Jesus hierso van net troos as jy dalk hartseer is as gevolg van 'n geliefde se afsterwe? Nee. Jesus praat van enige so troos wat jy nodig het. Troos oor iemand wat jou te nagekom het. Troos oor 'n seisoen waardeur jy gaan. Troos oor iets wat nie uitgewerk het nie. So hier sê hierdie vers klaar vir jou, dat Jesus sal jou vertroos, want hy wil nie hê dat die trane moet oor jou wange vloei en die trane moet vlak lê nie. En nog 'n vers wat ek baie sterk aan vashou, is Psalm 30 vers 6 wat lees: Gisterand was daar nog trane, maar vanoggend lag ek weer. My boetie en sissa, ek wil hê, vanaand wanneer jy gaan slaap, maar nie net eintlik vanaand nie, sommer nou, wil ek hê, gee dit wat jou so hartseer maak, vir God. Lê dit voor sy voete neer. En ek waarborg jou, jy sal weer lag, jy sal weer glimlag, jy sal weer vreugde hê. Eintlik sê die Engelse vertaling het vir my so mooi. Dit sê, weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Jy sal weer vreugde ervaar. Jy sal weer gelukkig wees, my boetie en sissa. Trane is nie vir altyd nie. Trane is vir 'n korte duur. Ongelukkig is dit iets wat ons nie van kan afwegskram nie, en dit is hartseer. Ons gaan hartseer beleef, maar ons het 'n God wat saam met ons elke traan deurstap, wat in elke seisoen saam met ons is. So ek wil vir jou bemoedig, onthou net, ons dien 'n getroue God, en sy getrouheid ken geen einde nie, en dit staan in Klagliedere 23 vers 24, as ek dit nou nie mis het nie. As ek die vers per ongeluk verkeerd het, vra ek groot om verskoning, maar ek weet, dit is definitief in Klagliedere 23, ek is oortuig daarvan. So, wat ek vir julle wil sê is vandag, my boetie en sissa, jy het nie nodig om met hierdie hartseer saam te leef nie. Jy het nie nodig om hierdie trane heeltyd in jou te hê nie. Bring dit voor God. Laat hy vir jou weer 'n glimlag op jou gesig sit. En hy sê, geseënd is die wat troos nodig het. Jy sal weer geseën word, my boetie en sissa. En dit beteken nie, omdat jy dalk nou troos nodig het, jy's nie geseënd nie. Jy's nog altyd geseënd. Ongelukkig gaan ons baie keer deur dinge gaan wat ons hartseer maak, maar ons weet wie is ons uitkoms. Ons weet waar ons troos kan vind. So ek gaan nou vir julle bid, dat God vir julle elke een wat vandag deur so 'n seisoen gaan, opnuut aanraak. Vader, ek lê my boetie en sissa voor u vanoggend. Liewe Here, vir hulle wat soveel hartseer in hulle het. Liewe Here, as gevolg van omstandighede, as gevolg van 'n seisoen, as gevolg van 'n situasie, iets wat hulle verloor het, iemand wat hulle verloor het, wat ook al die oorsaak is dat hulle soveel hartseer het, bring ek nou voor u en ek bid in Jesus Christus naam, raak hulle opnuut aan met die hand van troos. Ek bid, liewe Here, om die trane van hulle wange af te vee, Vader. Ek bid dat daar nuwe moed in hulle harte geplaas gaan word. Ek bid, liewe Here, vir nuwe insig
in Jesus Christus naam, Here. Mag vertroosting van hierdie oomblik af nou plaasvind, liewe Here, sodat daar net getuienis en getuienisse kan kom van hoe Jesus my hartseer omgedraai het in 'n lag, in Jesus Christus naam. Father, because you take ashes and you turn it into beauty. You take my sorrow and you turn it into dancing. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dankie, Jesus. Amen en amen. My boetans, sal julle met 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julle self en natuurlik, as dit die Here se wil is, bring ek môre vir julle weer 'n woord. Tot dan, totsiens almal.